Goeiemôre aan elkeen van u. Ek wil begin vanoggend om vir u 'n vraag te vra en jy hoef my beslis nie te antwoord nie. Ek wil vir jou vra om in jou hart te antwoord soos die boodskap vandag gebring sal word en soos die Gees sal werk en soos die Here met jou sal praat uit die woord uit. Wil ek hê jy moet self die antwoord ontdek. En die vraag is, hoekom is jy vanoggend hier? Wat is die rede hoekom jy vanoggend hier saam met ander gelowiges in Christus sit om hom te verheerlik? Wat is die rede dat jy vanoggend hier is? En mag die Here vir jou openbaar die antwoord wat hy graag sal wil hê van jou. Hy het vir my gevra, ek moet net afkondig, volgende week is daar nie kinderkerk nie as gevolg van die lang naweek. Die Here het 'n boodskap hierdie week op my hart gelê en ek dink dit is dalk die belangrikste boodskap, maar dit is volgens die Bybel en ons gaan vandag daaroor gesels. Maar voor ons begin, kom ons sluit die oë. Ons hemelse Vader, as ons vanoggend, Here, na u troon nader, dan weet ons, Here, dat u 'n God is van hoop. Ons weet, Here, dat u 'n God is van al die kennis. En ons weet ook, Here, dat u 'n God is van liefde. Ons wil vanoggend vir u kom vra, Here, kom leer ons wat is goddelike liefde. Kom wys vir ons, Here, deur die woord en deur die Gees en deur die spreking vandag, Here, wat is liefde en wat wil u hê moet ons doen om meer van hierdie liefde te kry. En ons wil vra, Here, openbaar in ons die groot en onderdeurgrondelike goed, Here, wat ons nie weet nie. Ek wil vra, Here, dat u by elke persoon vandag sal stil staan, Here. Here, dat ons nie hier sal uitgaan dieselfde as wat ons hier sal ingekom nie. Here, ek vra dat die Gees vandag sal werk en dat as enige iets is wat nie van u afkom nie. Here, of dit nou hoogmoed, geestelike hoogmoed, Here, woorde is, leringe, leerstellings wat nie van u afkom nie, Here, sal u deur die magtige krag, Here, dit verwyder. En as enige aanval is van die bose, Here, laat u deur die engele die magte sal laat sidder. Want u, Here, u werke is verhewe bo alles in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ons gaan vandag 'n baie bekende gedeelte saam lees in 1 Korintiërs 13 vanaf die eerste vers. En jy is welkom om te volg in die Bybel of om op die bord te kyk. 1 Korintiërs 13 vanaf vers 13. Voor ek lees, wil ek graag vir u vra, het elkeen so opsomming van vandag se preek gekry? Is daar iemand wat nie gekry het nie? As jy nie gekry het nie, of die persoon laat jou nie gekry het, of jou vrou nie gekry het nie, asseblief, kry dit, want dit sal vir jou regtig dit openbaar wat ons vandag gaan oor praat, en jy gaan sommer vandag se hele boodskap in opsomming by jou hê. Daar sal ook na die tyd beskikbaar wees, en ons sal dit sommer so op die groep op plaas later, as jy dit wil uitdeel, soos wat die Here op jou hart lê. Kom ons gesels vandag, en ons lees uit die woord uit 1 Korintiërs 13 vanaf die eerste versie. Die opskrif daar is dan die uitnemendheid van die liefde. Onthou die vraag wat ek vir u gevra het. Waarom is jy vandag hier? En ek dink, daar kan dalk 'n paar antwoorde wees. Maar wat is die antwoord wat God wil hê jy moet vra, antwoord vandag op die vraag wat ons gevra het? Waarom is jy vandag hier? Kom ons kyk, miskien kry ons die antwoord in hierdie gedeelte. 1 Korintiërs 13. Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n lydende simbaal geword. En al sou ek al die gawe van die profesie hê, en al die geheimenisse weet, al die geheimenisse. Ons kan nie eers besef hoeveel geheimenisse is daar nie. Wat staan nog om al die geheimenisse te ken? Ek dink nie ons het te weet met wie ons te doen nie. En al die kennis. En al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kan versit. En ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie.
En al sou ek al my goed uitdeel en al sou ek my liggaam oorgegee om verbrand te word en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaase nie, handel nie onwelvoeglik nie. Nou hierdie onwelvoeglik is 'n baie groot Afrikaanse naam vir ongeskik of ongepas of sonder respek. Soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie. Is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer, maar profeseë, hulle sal tot niet gaan. Of tale, hulle sal ophou. Of kennis, dit sal tot niet gaan. Want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. Maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is tot niet gaan. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken. Net soos ek ten volle geken is. En nou bly geloof, hoop, liefde, hierdie 3. Maar die grootste hiervan is die liefde. Amen. Sjoe, wat 'n gedeelte is dit nie vir ons nie. En ek weet die Gees is hier vandag om vir jou te kom leer wat is liefde. En die teks van ons oordeenking, soos wat Paul oopgelees het ons gelees en nou bly oor geloof, hoop en liefde. Maar die grootste daarvan is die liefde. Dis nie wat ek sê nie. Dis nie wat Kruis sê nie. Dis wat die woord van God sê. Nou as ek nou vandag vir jou sou vra, as jy nou alles in jou lewe verloor, miskien jou huis, jou kar, miskien jou eggenoot afstaan aan die dood, miskien al jou planne wat jy het, miskien al jou geld, alles wat jy het. As jy nou letterlik in hierdie lewe alles verloor, dat jy niks oor het, wat bly oor? Wat sê hierdie gedeelte vir jou? Wat bly oor? Geloof, hoop en liefde. Dis al wat oorbly. Maar die grootste daarvan is die liefde. Dit het ons gelees. En tog is dit presies dit wat ons die meeste misverstaan. Die grootste wat sal oorbly as jy alles verloor, is dit wat ons die meeste misverstaan. As oorbly geloof, hoop en dan die belangrikste liefde wat sal oorbly. Dan wonder ek hoekom ons as mense so min aandag aan dit gee. Dit is dan die belangrikste. Volgens die gedeelte wat ons gelees het, wil die sielevyand nie dalk hierdie waarheid by ons kom steel en ons so 'n bietjie wegtrek van die belangrikste waarheid en die belangrikste ding wat sal oorbly in jou lewe nie. Laat ons dit nie dalk toe, onbewustelik, dat ons dit agterweë laat. Die belangrikste ding wat daar is, praat ons die minste dalk oor.
die wêreld kom en hy sê vir jou vanoggend, broer en suster in Christus, dan kom die wêreld na jou toe en hy sê vir jou, ek is so lief vir jou, solank jy my net gelukkig maak. En dan, as die dinge moeilik raak vir jou in die lewe, en ek dink die meeste weet waarvan ek praat, en as dinge nog nie vir jou moeilik geraak het nie, wag, dit kom. Wanneer die dinge moeilik raak, wanneer jy teleurgesteld word in hierdie wêreld, dan verander hierdie plat, oppervlakkige wêreld liefde so vinnig. Want jy sien, hierdie wêreld, sogenaamde wêreldgeliefde, is maar niks anders as net 'n gevoel nie. Ons sê so maklik, ons is lief vir daai en daai en gebaseer op ons gevoel. Maar is ons vies vir daai persoon en dan is ons nou nie meer lief vir hom nie. Dis eintlik net 'n gevoel. Dis nie liefde nie. Want gevoelens verander, maar liefde verander nooit nie. So hierdie wat ons van praat in hierdie wêreldtaal, liefde, is 'n gevoel wat kom en dit gaan. Vandag is jy lief vir iemand, môre is jy nie meer lief vir die iemand nie. Vandag sê daai persoon iets waarvan jy nie hou nie, nou hou jy nie meer van die persoon nie, nou is jy nie meer lief vir hom nie. So dis so gebaseer op hoe ek voel. Maar God se liefde is iets totaal anders. Ons het gelees in 1 Korintiërs 13. Wat is liefde regtig? Liefde is lankmoedig. Liefde is vriendelik, nie 'n voorgee liefde om te kyk wat is daarin vir jou in die deal nie. Ware vriendelikheid. Dit soek nie sy eie belang nie. Nou hierdie is dalk makliker gesê, makliker om te hoor, maar in die besigheidswêreld of daar waar jy is, soek jy jou eie belang, soek jy God se belang. Hierdie liefde van God hou aan, dit verdra. Dit is nie liefde wat jy voel nie, dit is liefde wat jy doen. Dit maak nogal 'n verskil. Ons gaan vandag kyk, soos dit die Here op ons hart gelê het, na 6 verskillende tipe liefde. Nou ons Afrikaanse taal, volgens my, is seker een van die mooiste tale wat daar is. En ons Afrikaanse taal het baie woorde wat Engelse mense nie het nie. Kom ek gee jou 'n voorbeeld. Kom ons vat 'n woord soos die naam oom of tannie. Natuurlik in Engels het jy nou uncle of aunt, ek praat nie in die familiekonteks nie. As jy nou vir 'n vreemde persoon wat ouer as jy oom sê, dan is dit 'n manier van respek. Daar's iets rondom dit wat die Engelse mense nie kan verstaan nie. Of jy vat, daar's baie ander woorde. Jy kan soveel woorde kry en vat wat nie in ander tale is nie. So kan jy sê ons Afrikaanse taal is dalk baie meer met emosies gedoen, waar die Engelse taal, en ek is nou nie 'n taalkundige nie, Engelse taal is meer internasionaal en meer spesifiek. Met ander woorde, daar is meer woorde in Engels vir iets as wat daar is in Afrikaans. Ons het byvoorbeeld net een woord, liefde in Afrikaans. En as ons dit nog verder sal vat, net na 'n taal wat bietjie meer gevorderd het of bietjie meer spesifiek is as Engels, en dan kom ons by die Grieks uit. Nou ons gaan vandag so bietjie kyk oor wat se 6 tipe liefdes daar net in Grieks is. En dan praat ons nie eers nog van 'n hemelse taal nie. Hoeveel woorde sal daar nie wees nie, want ons kan nie eers vir mekaar eenvoudige goed verduidelik nie. Ons het eenvoudig net nie die vermoë of die woorde nie. So kom ons kyk vandag so bietjie na die oorspronklike geskrif, en ek wil 5 liefdes net vinnig, paar sekondes, hardloop en dan vas staan by een liefde. En graag vir u verduidelik wat die verskil is, en jy is welkom om dit op hierdie
opsomming van hierdie boodskap te volg as jy wil. Kom ons kyk so 'n bietjie, wat se 6 tipe liefdes is daar? Dit kan dalk heel wat meer wees, maar vir ons as mense om te verstaan, kom ons kyk net na die 6. In Afrikaans is daar net een, liefde. Ons gaan nou na die oorspronklike Griekse liefde se woorde toe. Liefde kan jy in 6 kategorieë deel. En jy kan nou maar vir jouself voorbeelde kry soos wat ons aangaan. Die eerste is natuurlik die eros liefde. Dit is die romantiese liefde tussen 'n man en 'n vrou. En dis gevoelens. Dis daardie vlinders in die maag gevoel. En dit is mooi en dit is reg, want God het dit ook so geskape. Hierdie liefde kom en hierdie liefde gaan. Hierdie liefde is afhanklik van hoe ons voel tussen man en vrou. Nie waar nie? Ag, kom nou Tannie. Jy kan mos nou nie vir hom met 'n eros liefde wees as jy nou kwaad is vir hom nie, of hy nou iets verkeerd gedoen het. En kom nou, broer en suster, broer, jy kan tog nie vir haar lief wees as sy net een keer haar oë gerol het. Of net een keer 'n sug gegee het. Dan is hierdie eros liefde sommer onmiddellik weg. En dan vat dit nie veel nie, dan kan jy net 'n roos gaan koop of 'n blomme en dan is hierdie eros liefde weer daar. So ek dink ons almal begryp nou wat eros liefde is tussen 'n man en 'n vrou. Dit dryf 'n plank. Een oomblik nog in die rooi en dan die volgende oomblik heeltemal op 0. En dis nie fout nie. Daar's nie fout met hierdie liefde nie, dis mooi en dis reg. Ons wil nie baie tyd daaraan staan spandeer nie. Elkeen van hierdie liefde is 'n preek op sy eie. Kom ons gaan na die tweede liefde toe. Die tweede liefde is, jy spreek dit uit, philia. Philia. Wat se liefde is hierdie nou? Hierdie is vriendskapsliefde. Hierdie is goeie liefde. Maar mense kan jou teleurstel, kom ons wees nou eerlik. Almal stel mekaar teleur en ek sê altyd vir mense, ek gaan jou beslis teleurstel. Een of ander tyd gaan ek jou teleurstel en dit wat ek sê of doen, want ons is nie volmaak nie. Kom ons gee 'n voorbeeld, 'n praktiese voorbeeld van hierdie liefde. Daar is 2 vriende, hulle is boesemvriende van laerskool af. Nee, kyk, hulle het deur al hierdie jare het hulle by mekaar gestaan. Hulle het saam gelag, hulle het saam gehuil, hulle het saam pak slaag gekry as jy nou ouer is. Hulle was saam deur moeilike tye, hulle was boesemvriende van kinderdae af. En ek praat nie nou van gays nie, want daar's nie so 'n ding soos gaysliefde nie, daar's net 'n sonde soos gay. So ons praat nie nou van gays, ek praat van boesemvriende. En op een dag val een van hierdie vriende baie hard in die lewe. Die lewe slaan hom met die golwe van die lewe. En ek het 'n persoon in hierdie gemeente vanoggend vir wie ek baie lief is, wat sê ek was deur die wasmasjien. Ek gaan so 'n bietjie deur die wasmasjien vanoggend. En hierdie 2 vriende staan met mekaar terwyl hierdie een vriend sy werk verloor het. Intussen het hy sy vrou verloor. Hy het alles verloor wat hy het. Hy het ook sy sogenaamde pelle verloor. Hulle is weg. Maar hierdie een vriend van hom, hierdie een vriend, kom sit by hom. En dan praat hy ook nie veel nie. Hy sit net by hom. Hy praat dalk net een sin in 'n uur. Hy sit daar by hom, soos Job se vriende by Job gesit het. En hy sê naderhand vir sy vriend, vir sy boesemvriend, ek gaan nêrens nie. Ek is hier vir jou. Dit is filiale liefde, vriendskapliefde. En daar's honderde voorbeelde. En elkeen van ons wat hier sit, behoort ten minste een so vriend in ons lewenstyd te hê. En as jy 5 sulke vriende in jou lewenstyd sal hê, dan is jy waarlik geseënd. Nou dit is filiale liefde. Die derde liefde
wat ons kry, jy spreek dit uit, storgei. Dit is familieliefde en hierdie is baie, baie sterk liefde. Maar is nog steeds menslike liefde. Dis baie sterk. Kom ek gee 'n voorbeeld oor hierdie liefde. 'n Jong ma sit by haar jong kind wat siek is deur die nag. Haar kind het geweldige koors gehad die hele nag. Hy's regtig baie, baie siek. En hierdie ma het die hele nag by hom gesit om te kyk wat is daar wat sy vir hom kan doen. En sy's moeg en sy's uitgeput. Maar sy hou vas aan hierdie storgei liefde. Sy het hierdie kind lief ook met 'n storgei liefde. Sy het die hele nag gedoen wat sy kon doen om hierdie kind net 'n bietjie beter te laat voel. En as die son sy kop so op uitsteek, dan sit sy haar hand so op sy voorkop, sy toe maar, my kind, mamma is hier vir jou. Daai liefde, familieliefde, storgei liefde, dis 'n pa en 'n seun, wat sal 'n pa nie alles vir sy seun doen nie. As daar nou vir elke pa wat hier is, kan sê, watter persoon wil jy graag hê, wil jy hê moet beter doen in die lewe as jy, dan gaan hy vir jou sê, is my seun. Dis storgei liefde, dis baie diep, dis baie sterk, maar is nog steeds menslike liefde, dit kan nog steeds teleurstel. Die vierde liefde wat daar is ludus, jy spreek dit uit, ludus liefde. Nou hierdie is sommer 'n oppervlakkige liefde. Dis sommer so speelliefde, speelse liefde. Dis so oppervlakkig, dis eintlik daai flirt tipe grappierag liefde, net vir die fun. Niks verkeerd nie. Die goeie ding van hierdie ludus liefde is, dit kan ontwikkel in een van die ander liefdes. Maar in sy eenvoudige vorm is hierdie baie, baie oppervlakkig. Kom ek gee jou 'n voorbeeld. 'n jong man vat 'n nooi uit vir die eerste keer om 'n melkskommel te gaan drink. Hulle ken mekaar nog nie. Hy het daar nog net so geloer en sy het gesê nee, ons kan gaan melkskommel drink. En nou neem hy uit, nou sê hy vir haar, jy is die enigste een vir my. Daai is ludus liefde, sodat hy vanmôre vir die ander een dit kan sê. So dis mooi, dis reg. Maar dis ludus liefde, of jy flirt, of jy spotterig. Daar's baie van die voorbeelde wat ons baie gebruik, en ons wil nou nie baie tyd spandeer nie. Dis ludus liefde. Dan daai was die vierde liefde, die vyfde liefde. Pragma liefde. Hierdie is baie diep liefde. Dis volwasse liefde. Dis nog steeds menslike liefde. Kom ek gaan weer vir julle 'n voorbeeld moet stel, want dit is dalk die maklikste vir my om dit in woorde oor te dra. Daar's 'n man en vrou, hulle is nou al 30 jaar getroud. Die vlinders is nie meer daar in die maagie nie, soos wat dit was nie. En die lewe waarin hulle is, het al sy tol geëis. Hierdie man en vrou is deur al finansiële druk. Hulle is al deur siekte saam in die familie. Hulle het uitdagings met die kinders en probleme met die kinders en hulle is deur moeilike seisoene. En daar was dae wat dit vir hulle nie lekker was nie. Want daar was dae van stilte in hulle huwelik. Maar hulle het gebly. Hulle het vasgehou met 'n liefde, pragma liefde vir mekaar. Nie omdat dit maklik was nie. Nie omdat dit lekker was nie. Maar omdat hulle vasgehou het met 'n pragma liefde. En nou as jy na die oomie kyk, dan hou hy sy vrou se hand vas. Die oomie is dalk nou al grys en sy hand is dalk bewend. En hy sê vir die vrou, my vrou, as ek weer kon kies, sou ek jou weer kies. Elke dag van my lewe. Dis 'n baie volwasse, diep, menslike liefde, pragma liefde. En hierdie is 'n realiteit
dat 'n mens ook in hierdie liefde kan moeg word. Omdat dit nie volmaakte liefde is, kan ons ook moeg word. Selfs hierdie liefde kan jou uitput. As jou familie of jou man, jou vrou dalk siek word en jy moet dalk permanent na hulle kyk en hulle is dalk bedlêend, dan raak hierdie liefde meer uitdagend om aan vas te hou. Maar dan bly oor natuurlik die laaste liefde. Agape liefde. Nou, ons wil so 'n paar minute vas staan op agape liefde. Wat is agape liefde? En dit is goddelike liefde. Dis die volmaakte liefde. Hierdie liefde is nie 'n gevoel nie. Hierdie liefde is 'n keuse. Hierdie liefde is dit waarvan ons gelees het in 1 Korintiërs 13. Dis die liefde wat ons dink as ons praat van die kruisdood van Jesus. Die liefde wat hy vir jou en vir my gehad het en nog steeds het. En as jy in hierdie liefde dink, dan kan mens nie help om in 1 van Johannes 3 vers 16 te dink wat sê, want so lief het God die wêreld gehad, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Daai is agape liefde, goddelike liefde, ware liefde. Jesus het nie net gepraat nie. Jesus het gegee. En hy het gelei. En Jesus het vergewe. Nou broer en suster in Christus, hierdie is ware liefde. Hierdie is liefde. Nou 'n mens kan ook agape liefde hê om vir ander mense te gee. Natuurlik. Maar wat is die groot verskil? Hierdie liefde kom nie uit jouself, uit jou alleen self uit nie. Dit is liefde wat God binne jou geplaas het om vir ander te gee. Met ander woorde, ons moet lief hê soos wat Jesus ons lief gehad het. Dit is agape liefde. Geen een van ons wat hier is vanmôre het uit nature self hierdie agape liefde nie. God plaas dit hier diep binne in jou hart en in jou siel in. En as jy werklik 'n kind van God is en wedergebore is, dan gee die Gees vir jou hierdie liefde in jou hart, sodat jy dit vir ander mense kan gee, sodat jy soos 'n fontein kan uitborrel van Jesus se liefde. En dan word jy 'n lig wat soos op die berg staan en 'n lig skyn vir Jesus. Man is ware liefde. En as jy nou wil weet, hoe lyk hierdie liefde dan nou regtig daar prakties buite? Agape is liefde soos byvoorbeeld wanneer jy iemand vergewe wat jou regtig seer gemaak het. Agape is liefde sonder om iets terug te verwag. Jy gee vir iemand iets en daai persoon kan nie teruggee nie. Jy doen goed aan iemand wat niks het om vir jou terug te betaal nie. Hierdie liefde laat jou geduldig bly ten spyte van jou omstandighede en ten spyte van die moeilikheid waardeur jy is en gaan. Hierdie liefde is konstant. Menslike liefde sê, ek sal jou lief hê as, maar agape liefde sal sê, ek kies om vandag jou liefde hê met 'n agape liefde ten spyte van. 1 Korintiërs 13 vers 1 het ons gelees.
En al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie agape liefde nie, want dit is die oorspronklike Griekse woord, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n leiende simbaal geword. Jy kan alles doen, maar sonder hierdie liefde is jy niks. Dit staan in die Bybel. Kom ek gee vir jou 'n verhaal, 'n opgemaakte, selfopgemaakte verhaal. Kom ons sê daar was 'n jong seun. Hierdie seun het alles in sy ouerhuis gehad wat sy hart begeer. Sy pa was wel af. Hy het die beste opleiding, die beste klere, hy het alles gehad. Maar die agape liefde het ontbreek in daardie huis. En as hy nou moet eerlik wees, sal hy sê, my pa was maar 'n koud man. Hy was 'n koue man. Hy was eintlik maar 'n stil man. Hy het probeer, maar daar was nie agape liefde in ons huis nie. En net een keer wou hierdie seun by sy pa hoor, seun, ek is trots op jou, of seun, ek is lief vir jou. En dit het nooit in daai seun se lewe gebeur nie. Daai seun het dit nooit gehoor nie. En hierdie seun het groot geword met 'n leemte, 'n groot leemte. Onthou, die skrif sê, dis die belangrikste van alles. Alhoewel hierdie seun alles gehad het wat menslik moontlik vir hom kon gegee het, het hy nie hierdie agape liefde in die huis ervaar nie. En toe ontmoet hierdie seun vir God, en daar's 'n ontmoeting. En hierdie seun besef, ek moet na my pa toe gaan, want my pa ken nie hierdie liefde nie. En hy gaan na sy pa toe. Sy pa die deur so oopmaak. Sê hy, pa, ek vergewe jou. En ek het jou lief, pa, met 'n Christus liefde. En die pa, wat is die reaksie vir dit? Die pa breek oop en hy begin huil. Vir die eerste keer sien hierdie kind, wat nou nie meer 'n kind is, en sy pa huil. En sy pa gryp hom vas. Sien jy wat maak agape liefde? Hierdie liefde genees. Hierdie liefde is vertroos. Hierdie liefde herstel. Ware goddelike liefde. Kom ek gee nog 'n voorbeeld. 'n Klein dogtertjie dalk. En hierdie beeld sien jy altyd in 'n film of in 'n boek se buiteblad, by 'n dogtertjie wat by 'n ruit sit en so by 'n ruit uitkyk en dit reën en die ruit is so nat en sy loer by die ruit uit. Hierdie klein dogtertjie, so 5, 6 jaar oud, sy sit en kyk by hierdie ruit en sy wag vir haar pa, want haar pa moet huis toe kom. Haar pa kom nie vanaand huis toe nie. Haar pa het nie daai week huis toe gekom en hy het nooit weer huis toe gekom nie. Want pa het haar ma en haar verruil vir 'n beter familie, vir 'n mooier familie. En hierdie dogtertjie het begin glo, ek is dit nie werd nie. Jare later het sy ook ontmoeting met die Here en die Here red haar siel. En sy hoor Romeine 5 vers 8 en sy hoor die Gees praat met haar deur hierdie vers wat sê, maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. En sy hoor hierdie en sy besef, God het haar lief van die begin af en hy sal haar nooit verlaat soos wat haar aardse pa haar verlaat het. Hierdie is agape liefde. Nou, hoekom is hierdie agape liefde nou so belangrik vir my en vir jou? Waarom moet ons so baie aandag daaraan gee? Natuurlik moet ons meer aandag daaraan gee, want is dan die belangrikste, ons leef dit dan in die woord van God. Paulus sê vir ons, jy kan praat, jy kan dien, jy kan dalk selfs tot geestelike gawes hê, maar sonder die agape liefde is jy niks. Nou wil ek die vraag wat sommer die week by my opgekom het vra.
is dit nie dalk die vermiste element in die moderne kerk van vandag nie, die agape liefde? Is dit nie dalk die vermiste element in ons gemeente vandag nie? Gemeente kan dalk preek, van die beste preke wat jy nog ooit kan hoor. Gemeentes kan dien, van die beste. Jy kan geloof hê, van die beste. Maar sonder die agape liefde beteken dit niks nie. Ons sien baie mense met kennis, veral predikers, sogenaamde predikers, maar min met deernis. Ons sien baie waarhede in die dag waar ons lewe, maar ons sien so min genade met mekaar. Ons sien so baie strukture, veral in kerke, maar ons sien so min verhoudings. Ware agape verhoudings met God en met ander. Ons kan sê 'n godsdiens in vandag se tyd sonder agape liefde is dood, is niks. As die agape liefde ontbreek, wat gebeur dan in 'n gemeente, of in 'n kerk, of in jou huisgesin? Dan raak mense koud. Dan raak mense heeltemal koud teenoor God en teenoor mekaar. Dan raak verhoudings oppervlakkig. En dan raak geloof net 'n gewoonte. Daar waar agape liefde kort kom. Maar as agape liefde teenwoordig is in 'n gemeente, in jou gesin, daar waar jy wandel, as dit teenwoordig is, verander dit lewens. Dit verander mense. Mense word genees. Die Gees werk onbeperk. En God word sigbaar. En die vraag vandag is nie eintlik, is die kerk sonder liefde nie. Maar die vraag is eintlik, is daar nog agape liefde in my? Dit is die eintlike vraag wat ons moet vra, het ek nog agape liefde? En nou wil ek vir jou sê, broer en suster in Christus, hierdie liefde verander mense. Hierdie liefde genees mense se harte. Hierdie liefde herstel. En nou wil ek vir jou vra wat hier sit vanoggend. Wie moet jy nog vergewe? Elkeen van u wat hier sit, het iemand in jou hart. En jy dalk nog iemand vir wie jy nog nie vergewe het nie. Maak nie saak wat het gebeur in die verlede nie. En nou wil ek vir jou vra, oom, tannie, waarom het jou hart dan nou so hard geword? Jy kan nie 'n verhouding met God hê sonder hierdie agape liefde nie. Nou wil ek vir elkeen van u wat hier vra, as jy wil, en ek wil vir jou vra, jy hoef dit baie beslis nie vir iemand te sê nie. Saak tussen jou en die Here. Ek wil vir jou vra, dink aan iemand wat jou seer gemaak het al in jou lewe. Dink aan so iemand. Of ek wil jou vra dan aan 'n tweede persoon, dink aan iemand wat jy vir my, of probeer vir my. As jy daai persoon in die Spar of in 'n winkelsentrum sien, dan sê jy vinnig, dink aan so iemand wat jy probeer vir my. En dan dink jy aan iemand wat jy nog moet vergewe. Dink aan daai persoon. En terwyl jy dan, is dalk dieselfde persoon, is dalk 3 persone, terwyl jy aan daai dink, wil ek graag vir jou Romeine 8 vers 38 en 39 net kort opsom. Jy dink aan daai persoon en daai vraag wat ek jou gevra het. En jy sê, want ek is verseker dat geen dood of lewe, of engele, of owerhede, of magte,
of teenwoordige of toekomende dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde wat God vir ons gegee het deur Christus Jesus. Niks kan jou skei van God se liefde nie. Nie jou verlede nie. Jou verlede kan jou nie skei nie, ons het dit nou gelees in Romeine 8, kan jou skei van die liefde van die Here nie. Nie jou foute nie, nie jou tekortkominge nie, nie jou storie nie. Kyk, ons almal het mos 'n storie, nie waar nie. Dit kan jou nie skei van die liefde van Jesus Christus nie. Die kruis sê, jy is liefgehad deur hom wat sy lewe vir jou afgegee het. En eendag gaan net een ding oorbly. Die liefde. Die liefde wat jy vir ander gee. En as jy moet vergewe, en as daar nog van hierdie liefde kort, regeer nou. En ek wil nou vir u vra, soos die Gees my lei. Ek wil vir jou vra vandag, as jy wil. Jy hoef nie, as jy nie wil nie. Laat die Gees werk vanmôre. As jy aan iemand kon dink wat jou seer gemaak het, wil ek jou vra om vandag net op te staan waar jy is. As jy kan dink daar's iemand wat jou seer gemaak in die lewe, wil ek jou vra, staan op. As jy wil, natuurlik. Daar's iemand wat jou seer gemaak het in jou lewe, en jy het 'n naam, staan op. Ons is baie meer. En in die tweede plek, as jy iemand vermy, of vermy het al in jou lewe, staan op. As jy as persoon iemand vermy, bewuslik vermy, wil ek jy moet opstaan. Daar waar jy is, staan op. En as jy iemand moet vergewe vandag, wie jy nog nie vergewe het nie, vergewe nou. Môre mag te laat wees. En ek wil vir jou vra, staan op. As jy nog iemand moet vergewe, staan op. En as jy vanoggend sê, Vader, ek is hierso, en ek wil meer van die agape liefde hê, en ek wil meer soos Jesus wees, wil ek vir jou vra, staan op. Vader, ek wil meer van die liefde hê, en dit moet 'n begeerte, is veronderstel om 'n begeerte in elkeen van ons hart is. Vader, ek wil meer soos Jesus wees, en ek vir jou vra, staan op. En nou wil ek jou vra, en ek vra dit in die naam van Jesus Christus. Hierdie is nou die geleentheid om vir die persoon langs jou, nie vir 'n familielid nie, te gaan bid. Bid vir daai persoon en laat toe dat iemand vir jou bid. Ons kan die musiek so 'n bietjie harder sit. Vat 'n paar minute. Kom ons skryf hierdie agape liefde in lyn met God se woord. Moet nou asseblief nie name met mekaar deel. Gaan net na iemand sê, Boeta en Sissa, ek wil vir jou bid. En as iemand na jou toe kom, laat iemand toe om vir jou te bid. Laat die Gees werk. Kom ons gee 'n paar minute.
Kom ons sluit die oë. Here, leer ons om lief te hê, soos U ons liefgehad het. In Jesus se naam, amen.